Dag sê, my naam is Johan Viljoen en ek groet jou in die wonderlike naam van Koning Jesus Christus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand sal by die Vader, die ewige lewe uitkom, behalwe deur die bloed van die lam. Vandag wil ek met julle deel die 10 maagde. Daar's 5 dwaase maagde en daar's 5 wyse maagde. Dit is 'n eindtyd praatjie, die vergelyking van die 10 maagde. As jy iets weet van die wegraping, sal dit ook baie meer sens maak. Ek lei die Teshuwa familie gemeente hier in Tauranga in Nieu-Seeland en voel vry om op ons website op te gaan. Dan gaan kyk jy onder teaching en jy sal nog ander video's ook van my kry. Ek wil vandag vir jou 'n paar highlights uithaal. Alle Christene is mos wyse maagde. Is hulle nie? Nee. Wat is die verskil tussen die ewige lewe en die bruid van Christus? Is daar 'n verskil? Verseker. Wat is die verskil tussen die rower aan die kruis en dan Paulus of Johannes of een van my wille disippels wat jare geloop het saam met die Here en wat die 2/3 van die Bybel geskryf het? Wat is die verskil tussen dit? Byt vas. Ons is daar op pad. Ek wil nou eers vir jou sê, ek daag jou uit om 'n Berean te wees. Ons noem dit die Berean Challenge. Van Handelinge 17 vers 11. En hierdie mense was meer edelmoediger as die in Thessalonika. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. So hier sê Paulus en Silas vir ons, moenie blindelings net glo wat Johan vandag vir jou sê nie, maar maak jou hart en jou ore oop om te hoor wat ek sê, want ek gaan skrif vir jou gee. Hulle die woord, so ek gee vir jou skrif, dis nie my opinie nie, ek gaan vir jou skrif gee en dan gaan ek bietjie uitbrei daar, jy vat dit op in die Heilige Gees. En hulle het elke dag die skrifte ondersoek, of wat Johan sê, skrifte heerlik reg is. So mag jy 'n Berean wees vandag. En as jy dit so ondersoek, baie van hulle dan ook gelowig geword. Mense, ek is al gekontak en sê ek quote skrifte wat nie in hulle Bybel is nie. Ek wil vir jou uitwys, ek gebruik slegs die 1933 Afrikaanse vertaling. Dit is die oudste en suiwerste Afrikaanse vertaling wat ek ken. En ek weet van my skrifte, wat ek het is nie in die 1983 of die nuwe vertalings wat die mense elke dag nie wil skryf. So as my skrif in jou Bybel is nie, gaan kry vir die meer original Bybel. Die 1 of 2 Engelse verse kom uit die King James Bybel uit. 'n Groot faktor wat elke bruid van Christus gaan hê, wil hê, moet hê. Die vrees van die Here is van kardinale belang. Nou dis nie 'n vrees van maar dis ook nie van tata met chance nie. Jy moet die Here jou God vrees. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Hy het mag oor lewe en dood. Hy is die groot ek is. Nie met hom speel nie, maar so ook is hy jou Abba Vader. Hy het jou verbylief. Hy het sy eniggebore seun gegee, dat ek en jy die ewige lewe kan hê. So die vrees van die Here is die beginsel van kennis. Lees verder ook, die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. Jy het wysheid en kennis nodig, om staande te bly op hierdie aarde. Mense, jy kan wysheid en kennis hê, sonder die vrees van die Here, sonder die Heilige Gees, dan gaan jy niks beteken nie. Jy gaan 'n wetgeleerde en 'n skrifgeleerde wees. Wanneer jy die wysheid en die kennis het van God Almighty, omdat jy hom vrees, dan gaan jy kragdadig op hierdie aarde opreis. Galasiërs 1 vers 10 is 'n ding wat baie mense in die kerk afbreek en aftrek. Soek jy nou die guns van die mens of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sal ek nie 'n dienskneg van Christus wees nie. As mense wat my kwaad raak, as ek hierdie vers quote, dis in jou Bybel,
dis nie Johan se opinie nie. Jy moet hier so seker maak, jy het nie vrees vir die mense nie, maar jy het die vrees van God. Jy moet seker maak, jy soek die guns van God die Vader en nie van die mens nie. So as jy enigiets in 'n kerk, in 'n huissel, vir die liggaam doen, moet dit wees tot eer en verheerliking van Jesus se naam en omdat jy hom wil please. Nie om jou dominee, jou pastoor, jou vriend of wie ever te impress nie. Jakobus 4:4. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Mag ek nooit daar kom nie, om die vyand van God te wees. Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, keuse, word 'n vyand van God. Gaan kyk mooi, die wêreld in die Bybel is Satan. Gaan kyk mooi, die wêreld in die Bybel is die vlees. Vrugte van die vlees, werke van die vlees, parties van die vlees. Moenie 'n vriend van die wêreld wil wees nie. Jy mag dalk net 'n vyand van God word. Jou keuse. Hosea 4:6. My volk, nie die sataniste nie, nie die boeddhiste nie, my volk, die wat ek duur gekoop het, die wat ek lief het, my volk gaan ten gronde, weens 'n gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp, sal ek jou verwerp. Hierdie vers lees geen pastoor meer daar buite nie. Ek hoor dit nooit gelees word daar in die kerk daar buite nie. Want hulle wil die mense se gehoor wil streel. Kan God jou verwerp? Hy sal jou verwerp, omdat jy hom verwerp. Sodat jy vir my die priesters aan nie sal bedien nie. Ja, en ek is koning, priester, profeet van my huis. Is jy regtig? As jy doen wat die Here sê, jy is gees vervul en jy het 'n liefdesverhouding met Jesus, o ja, dan sal jy sy priesters aanbedien. Maar sou jy die bogenoemde in jou lewe van toepassing is, sal jy nie sy priesters aanbedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. God gaan wat jy daar doen met sy 10 gebooie, gaan hy dit met jou kinders doen. Dus in sy gebooie, gaan lees sy gebooie. Mense, sy gebooie is nie swaar nie, is lig. Sy gebooie is sy liefdeskontrak aan jou. Dis 'n huwelikskontrak tussen Jesus en jou. Wil jy sy bruid wees, ja of nee? En as jy hom aanvaar, sy gebooie is lig. En sy gebooie is nie meer op kliptafels nie, is op jou hartkamer geskryf, wat uitskree, verhouding, nie godsdiens nie, verhouding met die allerhoogste koning. 1 Petrus 2:4. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is. Verwerp? Ja. Maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Mense, 'n geestelike huis. Jy weet, is net ons hier in Teshuwa, wat rein en heilig is. Oeg, hoogmoed, mense. O, dis net ons hier in hierdie AGS. Nee, is net ons hier so by BBC. Nee, 'n geestelike huis. Jy kan as 'n geestelike huis deel van Teshuwa wees, deel van die AGS, deel van BBC wees, maar dis nie te sê die hele kerk is nie. Ons gaan daarby uitkom. Mag jy deel van die geestelike huis wees. Wat is die geestelike huis? Die liggaam van Christus Jesus. Heilige priesterdom. Maak seker jy's 'n heilige priesterdom daarbo. Ja, vrou, jy kan ook 'n heilige priesterdom wees. Hoekom sê ek so? Jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees en jy moet koning, priester en profeet wees oor jou liggaam wat tans 'n tempel van die Heilige Gees wees. So jy kan ook 'n heilige priesterdom wees in lyn met die woord. Om geestelike offers te bring aan wat aan God welgevallig is. Nie wat op jou standaard is, jou kerk se standaard, nee, wat aan God welgevallig is. Mag jy nie verwerp nie, maar mag jy Jesus aanneem. Onthou as jy sy kennis verwerp, dan gaan die vrees van die Here ook. Dan sit nag vir jou.
Matteus 22 vers 29. Julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. Die skrif is jou tweesnydende swaard. Dis die enigste deel in die wapenrusting wat aanval. Maar jy het nie 'n klou om aan te val nie. Iemand quote vir jou skrif hier dan, iemand sê vir jou iets en jy weet nie om te weer lê nie. Jy dwaal. Jy ploeter voort. Jy weet nie eers hoe om Satan te verslaan nie. Moenie dwaal nie. Leer die skrif ken. Bepeins die skrif dag en nag. Dan sal jy nougeset wandel in al jou weë. Ken die Here in al jou weë? Great. Ons gaan gou 'n bietjie deurhardloop met hierdie 5 wyse maagde, 5 dwaase maagde. Nou, Johan, wat is 'n maagd in die Bybel? Dis nogal eintlik skrikwekkend as ek vir die average gelowige daar buite vra, wat se ding is 'n maagd in die Bybel? Dan kom hulle met die weirdste antwoorde uit. Wel, kom ons gaan kyk gou wat sê die woord, dat jy nie meer ten gronde gaan oor gebrek van kennis nie. Na hierdie DVD vandag gaan jy kennis hê. Die vraag is, wat gaan jy maak met die kennis? Gaan jy die kennis verwerp of gaan jy kennis vat om 'n heilige priesterdom te wees, om deel van die liggaam van Christus te wees en 'n heilige priesterdom te bou? Amen. Okay, kom ons kyk gou 'n bietjie wat is 'n maagd. 'n Maagd in die Nuwe Testament. Griekse woord parthenos. Ek mag hom dalk verkeerd uitspreek, ek's nie 'n Griekse ouetjie nie. En dan gaan breek jy hom oop. Jy kry 'n maagd in die vlees in jou tydelike tentwoning. Dis nou ons hierso. Dan kry jy 'n geestelike mens. Onthou, ek en jy is gemaak na God se beeld. En ons is gees, siel, liggaam. Jou liggaam moet onderwerp wees aan jou siel. Jou siel is jou wil, jou intellek en jou emosies, wat die keuses maak dat jou geesmens onderdanig is aan die Here en sy bruid sal wees. So die geestelike maag is jou geesmens. Dis die liggaam van Christus. En vanuit die liggaam van Christus kry jy die wyse maag, die bruid van Christus. Nee, alle Christene is nie bruid nie, maar alle bruide is wel Christene. Die journey gaan dit vir jou uitwys. Kom ons kyk gou in die vlees, wat is 'n maagd? 'n Trouwaardige vrou, ongeag van haar ouderdom. Ja, ek gaan nie nou te veel in detailing gaan nie, vandag kry jy nie eers meer so iets nie. Dit is een uit, ek gaan sommer net sê 1000, ek het nou nie feite nie, maar ek weet van bitter min jong vrouens, word uit 18, 20 wat nog maagde is. 'n Vrou wat nog nooit seksueel aktief was nie. Jy noem haar 'n virgin, dis maar ons groot geword. Sy's 'n virgin. So sy was nog nooit seksueel aktief nie. 'n Vrou wat 'n bloedverbond met haar bruidegom kan sluit. So ek is 'n 16-jarige laaitie en ek weerhou my om met 'n vrou te slaap, want ek weet die dag as ek die regte vrou kry, gaan ek seksueel met haar aktief wees, nadat ek die blessing van my pa en my ma het, en sy die blessing van haar pa en haar ma het, dan word ons een voor Christus Jesus, en wanneer ek by my vrou ingaan, is daar 'n bloedverbond wat gaan plaasvind, wanneer die maagd skeer, en ek en sy is heilig voor God getroud. 'n Geestelike maagd, enige persoon wat Johannes 3:16 volbring het. So jy het Jesus aangeneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker. As jy nie weet wat is hierdie gospel nie, gaan lees 1 Korintiërs 15, daar sê hy, I declare unto you the gospel. Nou is jy deel van die liggaam van Jesus. Jy is deel van hierdie ekklesia. Wat is die ekklesia? Dis die Griekse woord vir die gees vervulde liggaam van Christus, en vanuit hierdie liggaam van Christus kom die bruid van Christus, die wat oorkom het, die wat oorwin het, die wat gehoorsaam is, en. Jy is by die deur in die tabernakel in, jy het die weg gevind, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En as jy iets van die tabernakel weet, mense gaan kyk op my website, onder teachings, dan gaan kyk jy, daar is video's, die tabernakel, baie meer inligting daarso, baie meer detail daarso, awesome, as jy die tabernakel verstaan, gaan baie in die skrif vir jou sens maak.
Jy het die ewige lewe deur die genade van Koning Jesus. So om Jesus aan te neem, om vanuit die wêreld uit te kom, van 'n verlore seun, 'n verlore mens, te kom en Jesus aan te neem. Dit is genade. Nou gaan ek die ewige lewe in. En nou kom Johannes 1 vers 12 en hy sê, nadat jy hom aangeneem het, nou gee ek jou die mag om kind van God genoem te kan word. Nou begin gehoorsaam uitkom. En 'n paar ander dinge. Die wyse maag, die ouetjie wat nou al bietjie die paadjie stap. Hoe lank vat hierdie pad? Dit kan 'n dag wees, dit kan 'n week wees, dit kan 'n maand wees, dit kan 'n jaar wees. Israel was veronderstel om 38 dae, 40 dae uit die woestyn uit te loop. En toe kies hulle om 40 jaar so te maak, lekker dwaase te wees. Dis Christene wat veronderstel is om na 'n week 'n wyse maag te wees, maar hulle like om die godsdienstige paadjie te loop en om bietjie te sloer. Ek is mos nou gered, once saved, always saved, jippie. Moenie mislei word nie. Kyk gou na 'n paar punte van die wyse maagde, die bruid van Christus. En mense, as ek deurgaan en een van hierdie punte, hier is nie al die punte nie, dis 'n paar punte wat vir my uitgestaan het. As jy dit het, dan lig jou hande op en jy sê, prys die Here dat ek is wie ek is in Christus, wat my die krag gegee het. As jy dit nie is nie, en dit slaan jy op die vingers vandag, wat doen jy? Jy teshuva, die naam van my kerk. Teshuva is die Hebreëse woord vir bekering. Die Griekse woord vir bekering, metanoia. So mense, as jy iets sien wat so maak in jou hart, weet jy die Heilige Gees sê, sort dit uit. Bely met jou mond, berou in jou hart, dan is hy getrou en regverdig om jou skoon te was en nooit weer aan te dink nie. So sat in jou remind van jou verlede, remind hom van sy toekoms en weet jy's geanker in Christus Jesus dat hy jou skoon gewas het, want waardig is die bloed van die lam. Die gelowiges wat gekies het om weergebore te word, hulle het Johannes 3:6 volbring. Mense, dis van kardinale belang, omdat Jesus self sê, voorwaar, ek sê vir jou, jy moet weergebore word. Die geesmens moet gebore word. Jou keuse. Ek het 'n DVD, gaan kyk op my website, gered versus wedergeboorte. Saved versus born again. Dis 2 stappe, moenie laat die duiwel jou weghou van die tweede een. Tweede een is bitter belangrik. Die gelowige wat gevul is met die Heilige Gees, dis die olie in die lamp wat ons hierso gaan sien. Die gelowige wat die werke van die Heilige Gees uitleef. Nou die verse wat ek het, dis nie die enigstes nie, daar's hordes verse. Hartseerlik is daar so baie dwaase maagde daar buite, wat so maak as jy vir hulle sê, doen jy die werke van die Heilige Gees? Wat Paulus sê dan, jy sê jy is gelowig, wys my jou werke uit jou geloof uit, of jou geloof uit jou werke uit, want geloof sonder werke is dood. Vat dit op met die Here, skeer dit uit jou bladsy uit, skeer die bladsy uit jou Bybel uit. Mense, die werke van die Heilige Gees, dis nie eers jy wat dit doen nie, jy laat net toe, dat die Heilige Gees deur jou werk, en ek noem dit acts of love. Jy sal sien, al die werke van die Heilige Gees, is waar God jou gebruik, en jy bereidwillige diensknegt is, om die werke van Satan te destrooi. Dis wat die werke van die Heilige Gees is. So as jou gees bots met werke van die Heilige Gees, het jy probleme. Die gelowige wat die vrugte van die Heilige Gees dra. Ek het my bekeer, Johan, once saved, always saved. Jesus sê, bekeer jou, laat jou doop, en gaan dra nuwe vrugte, wat by jou bekering pas. Ek het spesifieke vrugte, sê Jesus. Gaan kyk daarna, daar's 9 vrugte, werk daar deur. Daai vrugte gaan ook vir jou uitloop op die werke van die Heilige Gees. En boop dit gaan ek nog vir jou gawes ook gee. So mense, as jy iets lees van die Heilige Gees, dis wat jy moet hê en dis wat jy moet dra. Die gelowige wat lewe, wat hy of sy in die woord lees. Nou hierdie is 'n slogan, wat my vriend Tian, eendag in ons huis self vir my gegee het.
Hy sê, Johan, weet wat, imagine mense kan lewe wat hulle in die skrif lees. Jy staan, die Here skree dit ook uit. Hy sê in Lukas 6 vers 46, wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. Julle dwaal omdat julle skrifte nie eers lees nie. Julle worry nie. Of jy lees dit en jy sê, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op hierdie aarde. As jy 'n oorwinnaar bly deur Christus Jesus wat jou sy krag gee. Ons gaan kyk vinnig na die 7 kerke ook. Dan gaan jy sien, elke keer uit daai 7 kerke sê hy aan die wat oorwin en 'n oorwinnaar bly. Want jy kan oorwin vir 5 jaar, dan raak jy afvallig en jy val weg. Dwaase maagd of verlore seun. Ja, maar die verlore seun het weer teruggekom. Ja, wat het hy gedoen? Hy het geteshuwa, hy het gebely en hy het teruggegaan na sy vader huis toe. Waar het jy vanaf weggeval? As Jesus moes kom terwyl hy in die varkpele gesit het, was hy hel toe. Maar prys die Here, dit wys vir ons, jy kan afvallig raak, maar jy weet nie wanneer Jesus kom. Jy weet nie wanneer die dak op jou kop val en jy gaan daai dag dood nie. Moenie daai speletjie speel met jou ewige lewe nie. Wat is 'n dwaase maagd in die Nuwe Testament? Nou mense, ek gaan meer fokus met feite op die dwaasheid as die wysheid. Want as jy 'n wyse maagd is, die Heilige Gees gaan dit testify in jou. Jy gaan oorloop van joy net om te dink aan die wegraping. Jy gaan nie kan wag om Jesus te ontmoet nie. En skrifte wat jy lees, enige skrif wat jy lees, maak vir jou 'n excitement en die skrifte wat jou pak slaag gee, sien jy dit as, Here, daar's nog iets wat ek moet regkry. Dankie dat U iets vir my uitgewys het. Ek was my bruidskleed skoon. Maar die dwaase maagde, hulle hou nie van sekere verse nie, hulle hou nie van sekere skrifte nie, hulle skryf sommer nuwe Bybels om by hulle nuwe sienings te pas, en jy moet tog net nie vir my sê, ek mag nie dit doen of dat doen nie, want grace cover all. Mense, wees bitter versigtig wat jy met die bloed van die lam doen. Die bloed van die lam het jou dier gekoop, sodat jy niks hoef te gedoen nie. Geen werke kan jou in die hemel kry nie. Jesus alleen, sy genade het jou dier gekoop. Wanneer jy hom aanneem, jy gaan deur hy doopbad, baptizo, to be fully wet. En jy staan aan die ander kant op en jy word gevul met die Heilige Gees. Dan gaan jy vrugte dra van die Heilige Gees, jy gaan werke doen van die Heilige Gees, en daai werke gaan vir jou loon en krone gee, wanneer jy in die hemel is. So daai werke beteken niks op aarde om gered te word. Jy moet eers gered wees, om loon en krone te verdien deur die Heilige Gees se werke wat jy wil doen vanuit 'n verhouding nadat sy 10 gebooie op jou hartkamer geskryf is. Ek hoop jy verstaan my. So ek wil fokus op die dwaasheid. Daai is die Griekse woord moros parthenos. In Afrikaans lees jy daar, dit beteken mampara. Engels foolish, Greek moros. Ek praat nou nie uit feite uit, maar ek dink die woord maroon kom ook seker hier van moros af. Dit beteken dull or stupid, headless, morally blockheaded, absurd. Dit klink fisies soos 'n dwaase maagd. Moros is the personified spirit of impending doom who drives mortals to their deadly fate. Ek sê net gou weer vir julle, elke maagd, daar was 10 maagde. 'n maagd is wedergebore. 'n maagd het Jesus aangeneem. 'n maagd is 'n Christen en hulle raak afvallig. Moenie na die leuen luister. Once saved, always saved nie. Daar's te veel skrifte wat die teenoorgestelde bewys. En ek gaan maar net 'n paar van dit vir jou hierso op uitwys. Ons lees gou die gedeelte waaroor ek praat met julle vandag. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. 5 van hulle was verstandig en 5 was dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Ja, dwaas. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle geneem.
En terwyl die bruidegom talm om te kom, hy hoop hulle kom tot bekering, hy hoop hulle gee olie, hulle kry olie weer in hulle kannetjies, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Nou Jesus kom op die wolke, ons gaan hom tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. Ek is een van die wat glo die hele kerk gaan hoor en die wegraping sien. Die wêreld gaan nie. As jy Jesus nog nooit aangeneem het, gaan jy dit nie sien nie, jy gaan dit nie hoor nie. Hulle gaan 'n donderslag hoor en gaan havoc wees. Alle Christene gaan die trompet hoor. Alle Christene gaan sien hoe die wyse maagde verheerlik word, waar die dwaase maagde gaan agterbly. Ek gaan vir julle wys. En kyk, al daardie maagde het uitgegaan om tegemoet. Die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien is daar nie genoeg vir ons en vir julle nie. Maar gaan dan na die kerk toe wat die kundalini vir julle gee, die vals heilige gees, waarin julle so opbereid. Gaan daar liewers toe na die verkopers en koop vir julle self. Mense, jy kan nie die Heilige Gees koop nie. Gaan kyk in die skrif, toe daai man wou geld uithaal om die Heilige Gees te koop, sê hulle, jy gaan doodgaan vandag. Sê hy, repent baie vandag. Jy kan nie die Heilige Gees koop nie. Dis 'n gawe wat kom vanuit gehoorsaamheid deur Abba Vader. En onderwyl hulle toe gegaan het om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was. Teaching of imminency, Jesus kan enige oomblik kom. Die wat gereed was, nie altyd nie, die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruiloft toe, en die deur is gesluit. En ek glo jy weet dit ook, as jy 'n bietjie van die Bybel weet. Vader het die ark se deur toegemaak, Vader het laat hulle uitkom met Sodom en Gomorra uit, Vader het hierdie deur ook gesluit. Later kom die ander maagde toe ook en sê, meneer, hulle ken hom nie eers nie, hulle weet nie eers wie die bruidegom nie. Maak vir ons oop, maar hy antwoord hulle, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie, gaan weg julle slegte en leie diensknegte. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, wanneer die seun van die mens kom nie. Hierdie laaste vers skree vir ons uit, wegraping, die dag wat Jesus sy bruid gaan kom haal. Kom ons kyk gou vandag na die eerste vers. Die koninkryk van die hemele. Wat is hierdie koninkryk van die hemele? Nou ek gaan nie nou nie, ek het 'n uur en 'n half teaching daar buite, weer eens, hier is my website, gaan kyk onder teaching, die koninkryk van die hemele, die koninkryk van God. Daar gee ek jou al die verse en verduidelikings, en ons gaan in die Grieks en die Hebreëus in, dat jy kan weet en verstaan, wat is hierdie koninkryk. So, die koninkryk is soos hierdie 10 maagde. Die kort weergawe, koninkryk is nie hemel nie. Daar is soveel dwaase maagde daar buite wat dink, koninkryk is hemel. Dit pas glad nie daarin nie, en as jy die original Grieks lees, kom jy agter, waar kom Afrikaans en Engels dat dit heaven is? Lost in translation. So die woord koninkryk in Grieks is basileia, to rule, to reign, and to have dominion. Dis waar Jesus vir jou sê, in die Ou Testament was daar 'n profeet wat met Vader gepraat het, Vader het met die profeet gepraat om na die koning toe te gaan, and the Lord fought the battles for them, en baie keer moes soos die IDF nou, en die Israelies daai tyd, hulle moes uitgaan en fisies gaan beklei. Ek en jy moet sekere dinge doen. Alles val nie net in jou lap nie. Party kere het God die battle self hulle gefight, en meeste van die tye moes hulle uitgaan en dan het hulle met God se krag gefight. In die Nuwe Testament sê Jesus, my koninkryk is naby julle. Die koninkryk is naby julle. Nadat hulle bekeer is, nadat hulle gedoop is en Jesus het opgevaar, die koninkryk is met julle. Die koninkryk is binne in julle. Hoekom binne in julle? Dis sy krag, sy mag, sy autoriteit. So, voorwaar, ek sê vir jou, jy moet weergebore word om die koninkryk te sien en in te gaan. Dit is God se krag, mag en autoriteit. Dis om sy wapenrusting van Efesiërs 6 vers 12 plus
uit te leef. Jy kan dit nie net aantrek in 'n woorde ding nie. Jesus, ek trek die helm van verlossing aan, dan die borswapen van dit beteken niks. Jy gaan die skrif ken, maar dit beteken niks. Jy moet die wapenrusting uitleef. En die hele wapenrusting kom in een woord, basileia. My weaponry, waarmee jy Satan gaan weerstaan. En mense, Satan se koninkryk is reël op hierdie aarde. Daar's 2 koninkryke, lig, duister, dwaas, wys, ongehoorsaam, gehoorsaam. Sout van die aarde, sout wat laf geword het. Hy's baie kragtig op aarde, maar hy's nie almagtig nie. As hy nie kragtig, as Satan en sy demone en sy fallen angels nie kragtig was nie, het Jesus nie vir jou gesê, my vriend, my kind, my Christen, jou worstelstryd, die woord worstelstryd is 'n geveg tot die dood toe. Jou worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die kragte en die mag, Satan en sy kanouties. Okay? Die fight is real. Christene vat dit for granted, hulle dink dis 'n joke, en dis hoekom hulle afvallig raak, een na die ander. Moenie in daai trap val nie. Wat is die woord hemel? Die woord hemel in Grieks is Uranos. Dit is die eerste, tweede en derde hemel. Dis die fisiese hemel. Mense, daar is nie 'n ding soos 'n 7de hemel in die Bybel nie. Dit kom van die leenboek, die Koran af, die lapkoppie se boek. So daar is nie 7de hemel nie. Jy het die eerste hemel, waar ek en jy in operate. Die tweede hemel is die sielsdimensie, die geesdimensie. Dis waar ons gevegte veg in die gees. En dan die derde hemel is waar Vader se troon is. Dis waar slegs ek en jy met gebed kan gaan. Dis waar slegs Satan in die hof kan ingaan, die regverdige regter se hof, om jou aan te kla. Dis al. Daar's nie ander howe daar buite. Ander hemele nie. Ons kyk gou na die woordjie 10 maagde in hierdie sin. 10 gebooie wat op jou hartkamer geskryf word. As 10 maagde, 2 kliptafels, wyse maagde, dwaase maagde. En die lys gaan aan. Al 10 het Jesus aangeneem. Die groot vraag, het jy, toe jy Jesus aangeneem het, bekeer en parkeer? Of is jy gehoorsaam en dra jy nuwe vrugte wat by jou bekering pas, wat heilig is? Moenie die vrugte van die vlees dra nie. Moenie vrugte wat jy dink is goed nie. Die skrif is baie duidelik. Gaan lees onder andere by Galasiërs 5:19 daarom. Gaan lees die vrugte van die vlees, die vrugte van die vrugte van die vlees en die vrugte van die gees. Yes. Moenie verward raak nie, moenie dwaal nie. God gee vir jou baie precise skrifte. Die Bybel staan vir basic instructions before leaving earth. Kry die basics agter mekaar. Moenie worry wat in die boek van Henoch aan die gang is, in die boek van whatever nie. Jy ken nog eers die Big 66 nie, the canon, die Bybel. Kry hom onder die knie. Die tyd wat jy hom onder die knie het, is Jesus op pad. Ons kyk nou na lampe geneem. 'n Maagd wat gehoorsaam was aan Jesus en Johannes 3 volbring het. Jy het gekies om gedoop te word soos Jesus. Jy het die vervulling van die Heilige Gees gekry. En mense, daar's net nie tyd nie. Die Heilige Gees, soos in die Ou Testament, is dieselfde Gees. Maar daar's geen basileia krag gewees waar die individuele mens in die Ou Testament Satan kon weerstaan nie. Die basileia krag, die uitstorting van die Heilige Gees, kom saam met Jesus se koninkrykskrag om as individueel, nou nie meer as Israel nie, maar alle tale, alle volke, alle stamme, alle nasies, kan jy nou met die bloed van die lam en met die Heilige Gees in jou, kan jy vervul word en jy kan uitgaan. Amen. So jy is vervul met die Heilige Gees en jy het sy lig binne in jou, sodat jy die duisternis verdryf. Die lig van Jesus verdryf die duister buite. Moenie laat die duisternis die lig in jou versmoor nie. Sadly gebeur dit met die dwaase maagde. Bruidegom, waarna verwys die bruidegom hierso? Al 10 mense het die bruidegom gehoor, dwaas en wys. Die dag wat jy Jesus aanneem, gaan jy hom hoor, maar jy is nie noodwendig deel van die bruid nie. Die bruidegom verwys na Jesus tydens die wegraping. Ek het 'n teaching ook daar buite oor die wegraping, maar mense, kort weer, as jy nog nooit daarvan gehoor het nie,
Dis die een tydperk oor die 6000 jaar aarde in die Bybel, waar Jesus gaan kom vir sy bruid, hulle tegemoet op die wolke. Dan sit 7 jaar bo in die hemel, loon en krone, bruilof van die lam, dan kom Jesus na 7 jaar af met sy bruid, voete op die olyfberg, slag van Armageddon. Terwyl ons die bruid, die wyse maagd in die hemel is, 7 jaar plus verdrukking op aarde. Die eerste 3,5 jaar, die wraak van die lam. Die tweede helfte, 3,5 jaar, na die tempel, abomination of desolation, the wrath of God, the Father. Nagnella. Okay, so, die bruidegom wat kom is Jesus wat sy bruid kom haal, om alles wat kom te kan ontvlug en voor die seun van die mens te staan, soos hierdie vers ons geëindig het. Nou, jy kan daai verse gaan lees self, daar is nog ander verse ook, maar ons gaan nou nie die bord vol skryf nie. Ander verse hierso wat goed is, Openbaring 19 vers 7, want die bruilof van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaak. Sy is nie net gereed nie, die leuen daar buite, as jy Jesus aanneem, is jy geregverdig, is jy geregtig, is jy, nee jy is nie. As jy Jesus aanneem, ek sê weer Johannes 1 vers 12, gee jou die mag om kind van God genoem te kan word. Dan in Matteus 6:33 sê hy vir jou, maar, en hy praat met die gelowiges, maar soek nou eers die koninkryk van God, bitter belangrik, en sy geregtigheid. Wel, as jy geregtig is, omdat jy Jesus aangeneem het, hoef jy het mos nie te soek nie. Dis hoekom jy soek die geregtigheid. Daar staan, streef na heiligmaking, omdat daar geskryf is, be holy as I am holy. Jy kan heilig wees. En mense, die woord heilig beteken nie jy sonder sonde nie. Die woord heilig sê net, to be set apart for God's use only. Is jy eenkant gesit vir God se gebruik alleenlik, of lyk en ryk en klink jy soos die wêreld? Okay, so sy vrou het haar gereed gemaak. Aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Jy moet regverdige dade doen. Werke van die Gees, vrug van die Gees. En 5 van hulle was verstandig, en 5 van hulle was dwaas. Ek sê dit anderste ook. En 5 van hulle was gehoorsaam, en 5 van hulle was ongehoorsaam. Die verstandige maagde is gehoorsaam. As jy jou Bybelstudie gaan doen, en jy gaan fokus net op children of obedience, gaan daar 'n nuwe magdom vir jou oopmaak, want dis gehoorsaamheid. Ongehoorsaamheid, children of disobedience, elke vers omtrent van disobedience eindig op hel. Moenie dat Satan jou vir 'n ride vat, vir jou lieg, om te dink, ja, ek sou pad hemel toe, sê af onder toe, maar ons gaan die pad vat. Ons raak 'n paar punte aan van die wyse maagde, weer eens ek raak net 'n paar punte aan, daar is hordes. Openbaring 1:1, die openbaring van Jesus Christus, wat God die Vader aan hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon. Kyk mooi wie sê hy hierso. Dit is die openbaring van Jesus Christus, ons koning, ons bruidegom, wat Abba Vader aan hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon. Dis die laaste boek in die Bybel. Dis die volbringing van die hele Bybel. Is jy 'n goeie en getroue dienskneg? Of is jy 'n slegte en leie dienskneg? Want hy gaan dit net toon aan sy diensknegte, wat in geregtigheid werk doen vir hom, vanuit 'n verhouding uit, want jy's gevul met liefde. Die ou wat afvallig is, het jy die liefde van Jesus om daai ou te gaan uitruk uit die hel uit. Daai ou wat op pad hel toe is, gaan verkondig jy die woord. Daai ou wat siek is, gaan bid jy vir hom. Gaan almal gesond word? Nee! Ek het vir 1000 mense al gebid en 20 het gesond geword. Maar prys die Here vir hy 20 wat gesond geword het. Ek het al hande opgelê en gebeur daar niks. En die ander vir 500. 200 ouens manifesteer. Maar jag ek 'n duiweltjie rond. Dis lekker om dit te doen.
maar jy moet dit in geregtigheid doen. Dan gaan lees jy al 7 kerke van Openbaring 1 tot 3. Dis die kerkdispensasie. En kyk mooi, Jesus praat hier met kerke, die ding waarin jy dalk sit. Ek het Teshuva gemeente, hier in Tauranga in Nieu-Seeland, is jy 'n hele paar ander kerke, daar in Suid-Afrika, waarever jy na hierdie video luister, is daar hordes kerke om jou. Dis nie te sê, daai kerk is rein en suiwer nie. Want as jy jou 7 kerke gaan lees, gaan jy sien as 2 kerke waar die Here sê, well done, julle is beautiful, perfect. Julle is die sout van die aarde, julle was nie mislei nie, julle het gelowig geword, julle het die wedloop volbring, en. Dan sal 2 kerke wat Jesus sê, gaan weg, ek braak jou uit my mond uit. Ek wil van julle niks weet nie. Julle is 'n sinagoge van Satan, julle aanbid die duiwel, soos hy in Johannes 8 vir die kerkleiers sê. Daai woord Jode is die godsdienstige kerkleiers van daai tyd. En as ek sê godsdienstig, praat ek nie van die goeie deel, ek praat van die legalism godsdienstigheid, wat Jesus verwerp het. Jesus sê vir hulle, julle aanbid Beelzebub, die vader van die leuen, Satan. So in daai 7 kerke, sê Jesus, in elke vers hierso, sê Jesus aan hulle, aan hom wat oorwin. Dit is 'n kenmerk van die bruid, die wyse maagd. Aan hom wat oorwin. So al 7 kerke, in daai 7 kerke, sê Jesus, nie almal nie, in daai kerk, aan die wat oorwin. Want binne in kerke byt gelowiges mekaar, sadly. In 'n kerk, in 'n huissel, stamp mense koppe, in plaas van mou hulle mekaar. Yster slyp yster, en al 2 word rein, heilig en suiwer voor die Here. Sadly trap die een die ander een af, en een hardloop weg, ander noem mekaar name, en ons reageer soos die wêreld. En Jesus is daarbo en hy skud sy kop, en hy sê, wat maak julle met my bloed? Ek het die Heilige Gees vir julle gegee. 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God ingegee, sodat ons mekaar, nie die pastoor nie, mekaar, pastoor, skapie, skapie, pastoor, skapie tot skapie, sodat ons mekaar moet vermaan, bestraf, weerlê, teregwys. Hoekom? Sodat die man van God volkome kan wees vir elke goeie werk. Sê jy vandag vir 'n ou, hoor ek sien jy doen dit, moet dit nie doen nie. O, wie is jy om my te oordeel? Jou dwaase maag. Jy sien 'n broer doen iets verkeerd en jy sê dit nie vir hom nie. Jou dwaase maag, sê my Bybel. Want as jy jou broer sien iets doen en jy gaan vermaan hom nie, is sy bloed op jou hande. Mag jy oorwin deur God se krag en mag in jou, nadat jy die koninkryk deelagtig is. Hy wat oorwin, sal alles beerwe. Alles beerwe klink great, is 'n belofte van Jesus af. Onthou, dis die openbaring van Jesus van Vader. Hy wat oorwin, sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Prys die Here. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Mense, as jy nie volhard tot die einde toe nie, sal jy nie gered word nie. Ek weet nie hoe lees jy dit nie, die one saved, always saved ouens. Ek weet nie hoe lees jy hierdie versie nie. Volhard, volbring die wedloop van die lewe. God het duidelike instruksies om dit te doen. Jy kan dit doen as Christus Jesus in jou is. Wees die sout van die aarde, wees die lig in die wêreld. Wees koning Jesus sy representative en verkoop sy naam. In goede, soos in verkoop, om siele uit die hel uit te ruk vir die ewige lewe. Lukas 21:36. Waak dan en bid altyd deur, sodat jy waardig geag mag word. Is jy waardig? Nee. Hy sê, waak en bid, sodat jy waardig geag mag word, om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Hierdie is een van die sterk verse wat wegraping uitskree, wat pre-trip uitskree, om al hierdie dinge wat kom te ontvlug. Johan, wat is alles, ek vra vir jou, wat is alles wat kom ontvlug? Dit kan nie moord wees nie,
Dit kan nie vervolging wees nie, dit kan niks wees wat die mense van Jesus se tye af tot nou toe nog nooit deurgegaan het nie. So al hierdie dinge wat kom ontvlug, is iets wat op pad is wat die mensdom nog nooit gesien het nie. Wat is dit? Dis 'n 7 jaar tydperk waar die Heilige Gees onttrek word, waar God die Vader vir Satan vir die eerste keer afjaag en sê, do what thou wilt. Satan word afgejaag en sê, aan jou word gegee alle krag, alle mag om te doen wat jy wil. No more accuser of the brethren. Mense hou in gedagte, Vader is die regverdige regter. Ek en jy neem Jesus aan. Ek gaan nou dit kort gee. Sy gebooie is nou op my hartkamer. Ek is in 'n verhouding met koning Jesus. Wanneer ek val, met ander woorde ek sondig, sê die Heilige Gees vir my, want hy oortuig my van sonde en ongeregtigheid. Maar nou verhard ek my hart bietjie en ek bely nie. Satan, prys die Here, hy is nie alomteenwoordig nie, anders het ons almal dood gegaan. Die tyd wat Satan of sy kanouties by my uitkom, is die aanklag nog daar, want ek het nog nie bely nie. Satan is die aanklaer voor Vader se troon, sê jou Bybel, dag en nag. Nou kom hy voor Vader, hy sê, ek kla vir Johan aan. Hy het varkvleis geëet. Ek sê maar net. Hy het varkvleis geëet. Vader kyk vir Jesus, wat my en jou intercessor is, wat my en jou advokaat is. En Jesus sê, jep, die aanklag is geldig, dis wel het, maar hou net gevas, court in session. Heilige Gees, gaan oortuig hom. Ek het, hy het nog nie gehoor nie. Stuur 'n liedjie op sy pad, laat hy woorde daan kry. Ek het al dit ook gedoen. Okay, stuur vir Pietie of Kosie of Susan op sy pad, laat hy hom gaan vermaan bestraf. Hy het al, maar hy verhard sy hart. Okay, dan sit hy maar so. En wat gebeur nou? Satan, Vader, hoor sy aanklag, dis wel het, maar ek het nog nie bely nie. Dis gratis en verniet, maar ek het nog nie. En nou keer Vader se woord nie ledig terug na hom toe nie. En jy hoor guilty. Nou gaan Satan af om te steel, te slag en te verwoes. So my vriend, ek en jy kan kies wat se sonde om te doen. Ek en jy kan kies watter een van die gebooie ons wil breek. Maar ons kan nie ons straf kies nie. En die straf wat kom, is nie Vader wat ons straf nie. Die straf wat kom, is Vader wat vir Satan sê, yes, jy kan, want my kind, wat my seun dier gekoop het met sy lewe, het nog nie repent nie. Nou gaan hy af, net om te steel, te slag en te verwoes. Intussen is die Heilige Gees nog hard aan die werk om jou te kry om te teshuwa, te repent. En op 'n dag, voor die hel op my losbrand, bely ek. En Satan word gestop en die Heilige Gees sê, paid in full by the blood of the Lamb. Of ek bely nie, en Satan kom en hy breek my besigheid, hy verwoes my huwelik, hy mag dalk 'n lewe neem, want hy kom net om te steel, te slag en te verwoes. Hy mag whatever kom. En dan is ek en jy kwaad vir die Here. Die Here sê, the Christian bar of soap, was jou skoon met die bloed van die lam. So wanneer jy val, dis nie of jy gaan val nie, is wanneer jy val. Ek sondig gereeld. En as ek sondig, dan sê ek op my knie, ek sê, Here, dis onmoontlik om so rein en suiwer soos jy te lewe, want hy is Jesus. Maar ek strewe daarna. Maar nou laat ek hierdie varkvleis geëet het, ek bely met my mond, ek berou in my hart, en ek hoor die Heilige Gees sê, maar gaan nou heen en sondig nie meer nie, sodat dan niets erger met jou gebeur nie. Ek sê, yes. Omdat ek bely het, toe Satan daar aangekom het met die aanklag, toe sê Jesus, die aanklag is wel het, maar weet jy wat? Not guilty. Hy het bely. Tussen die tyd wat jy hom gesien het, en die tyd wat jy aangekom het, het hy my bloed gebruik om hom skoon te vat. So mense, genade is amazing dat jy kan bely met jou mond, jy hoef niks te doen nie. Jy gaan net op jou rug draai op die wêreld natuurlik. En Jesus was jou skoon en jy's vergewe. Okay, nou het ek heeltemal sidetrack geraak. Voor die seun van die mens staan. Die seun van die mens is nie die wit troon oordeel nie.
Die seun van die mens is die wegraping, wanneer ons voor hom gaan wees. Die wit troonoordeel is die einde van die wêreld, wanneer ons voor God die Vader gaan wees met wit troonoordeel. Slegs die wyse maagde gaan ook krone en lone kry. So, fokus, mag jy waardig geag bevind mag word om alles wat kom te ontvlug. Jesus sê, die verdrukking gaan so erg wees, dat niks wat al gebeur het, so erg gaan wees. Alles in die verdrukking gaan erger wees as wat al gebeur het. Imagine Satan op die aarde en hy hoef nie na die Vader toe te gaan om te sê, Here, mag ek hierdie ou kielsiel en destrooi nie? Hy hoef nie, want Satan het volmag om te doen. Gaan lees die 4 perde in Openbaring 6. Aan elke perd word daar gesê, ek gee aan jou volmag, ek gee aan jou volmag. Daar's ouens wat regtig dink ons is nou in die verdrukking tydperk. Okay. Dis so erg in die verdrukking, ek werk nog gemaklik, ek gaan drink nog koffie op die strand, dit is nie verdrukking nie, mense. Openbaring 12 vers 11, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie. Met ander woorde, as jy volbring het, sterf in die eie ek, sodat Jesus in jou kan lewe, en dit nie net jy is nie. So tot die einde toe het hulle nie hulle lewe lief gehad nie. Dis die ou wat natuurlik dalk gekruisig word vir Jesus, verbrand word vir Jesus, doodgeskiet word vir Jesus, wat ook al. Ag, Jakobus 1, ag, dit loutere vreugde, wanneer jy deur allerhande trials and tribulations, plurals, baie, gaan kom, terwille van my naam. Kan 'n Christen 'n dwaas wees? Wel, ek hoop jy het al gehoor, jep, 'n Christen kan 'n dwaase maagd wees, want 'n maagd verwys na 'n Christen, maar 'n dwaase maagd is nie bruid nie, dan sê jy bely en weer jou bruidskleed aantrek. Kan 'n Christen dan afvallig raak? Verseker kan 'n Christen afvallig raak. Verseker kan 'n Christen hel toe gaan. As jy kies om 'n vriend van die wêreld te wees, dan word jy, nie is nie, dan word jy 'n vyand van God. Die laaste kerk, Laodicea, in Openbaring 3, God sê, ek braak jou uit my mond uit. 'n Kerk is gered, was gered. Jesus sê, ek braak jou nou uit my mond uit. Jy kan afvallig raak. Jesus gaan jou uit sy mond uitbraak, as jy 'n vriend van die wêreld wil wees, en as jy die guns van die mense wil soek, en die vrees van die Here verwerp. Die wyse maagde is almal bruid van Jesus, terwyl die dwaase maagde nie sy bruid is nie, maar deur die 7 jaar verdrukking sal gaan, of as bruilofsgaste, of hel toe gaan. Johan, waarvan praat jy nou hierso? In die verdrukking tydperk, wanneer die dwaase maagde gaan agterbly, glo ek het gaan die revival wees, want jou dwaase maag is iemand agterbly, en hy weet soos hy weet, dit was die wegraping, maar sadly, het hy hierdie video gekyk, en hy het nog steeds sy hart verhard, en nou is hy agter, en die dag waar hy trompet blaas, sê die Heilige Gees vir hom, dis omdat jy nie vergewe het nie, bitterheid, vergewensgesindheid, omdat jy tweedrag gesaai het, omdat jy whatever gedoen het, gaan daai dag vir die trompet blaas, en jou ore kom. Nou is die wegraping, die wyse maagde is weg, en die restrainer, die Heilige Gees, se volmag, die uitstorting van die Heilige Gees weg, daar's nie meer bruid van Christus nie, weg. Nou het Satan volmag op aarde, om die dwaase maagde, die Christene ook te kan oorrompel, want dis die enigste tydperk, hierdie 7 jaar is die enigste tydperk, waar jy in die skrif lees, waar Vader sê, jy Satan het mag oor almal op aarde, waar van Jesus tot nou, of tot die wegraping, het ons mag om oor alles te heers. Ons het mag om Satan se kop te vermorsel. 7 jaar verdrukking, teenoorgestelde, want daar is nie meer basileia, autoriteit nie. So, die dwaase maagde wat nou gaan, kom nou weer tot bekering, maar na 3,5 jaar is dit die abomination of desolation, wanneer die 3de tempel in Israel gebou word, die vyeboom, God se real estate, en wanneer die antichrist, die ruiter op die wit perd van Openbaring 6, wanneer hy dan sy eie vredesverdrag gaan sluit, die 7 jaar vals
vrede wat hy gaan doen, en dan gaan die merk van die dier uitkom, the mark of the beast. En of jy gaan dan onthoof word, as jy gaan lees Openbaring 13 en 16, sal die bruilofsgaste onthoof word. Nou gaan jy nie meer met die bloed van die lam hemel toe nie, nou gaan jy met jou bloed, jou lewe, onthoof word, om aan te sluit as 'n bruilofsgas. In Engels noem hulle dit Saints of the Tribulation. Okay? Nie Ekklesia nie, die woord Ekklesia is nêrens in 7 jaar nie. Ekklesia is die geesvervulde bruid van Christus. Nêrens lees jy van Openbaring 4 tot 19 van die Ekklesia nie. Jy lees wel Saints of the Tribulation, die dwaase maagde wat deurgegaan het, of die wat nog nooit geglo het nie, maar as gevolg van dinge wat gebeur, dan glo aan Jesus. Dan word hulle onthoof om hemel toe te gaan. As jy wel die merk van die dier vat, wat ek nou in detail gaan nie, is jy op pad hel toe. Jy kan nooit repent na die merk van die dier nie. Jy kan nie repent van die merk van die dier nie. So sou jy hierdie DVD luister, na die wegraping, moet nie mislei word oor, vat die merk van die dier, dan gaan bely jy net nie. Jy kan nie. As jy die merk van die dier gaan vat, jy sal weet, is die merk van die dier, wanneer die derde tempel staan, gaan jy hel toe, moenie dit doen nie. Verloor eerder jou kop en gaan hemel toe. Sien jou nou daarso. Johannes 15 vers 2. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. Let op julle, elke loot wat in my, jy's klaar, het jy Jesus aangeneem, jy's klaar ingeënt, ons is die wille vyeboom, die wille olyfboom is ingeënt in die olyfboom, jy's klaar ingeënt, maar jy dra nie vrug nie, so jy het bekeer en geparkeer, jy dra geen vrug wat by bekering pas nie, gaan Vader jou kom af, nee, kyk mooi daarso, gaan lees die hele stuk van Johannes 15, die takkies wat ingeënt is, die wat vrug dra, snoei hy, dit is die loutering, dis die verdrukkings, dis die trials and tribulations wat ek en jy deurgaan, snoei die Vader, sodat ons meer vrug kan dra, hy is mal daaroor, dis jou 30voudig, 60voudig, 100voudige bediening, van Matteus 13, se goeie grond. Maar dan gaan hy verder, dan sien hy die takkies wat ingeënt is, wat nie vrug dra nie, dan kom Vader, en hy knip jou af, en die takkie val af grond toe en dit verdroog. Hoekom verdroog dit? Want daar is nie meer strome van lewende water wat uitkom nie. Takkie sonder water, enigiemand sonder water, dood. En later kom die 4 engeltjies en hulle maak dit by mekaar en dit verbrand tot as. Mense, jy was ingeënt, jy het afvallig geraak. Moenie glo, once saved, always saved nie. Moenie glo aan hierdie predestination ding nie. Die Here weet wie gaan gered word, want hy is buite tyd. Amen. Maar jy moet al hierdie verse gaan lees dit en glo dit en verstaan dit. Wyse maag, dwaase maag. Gehoorsaam, ongehoorsaam. Lig van die wêreld, duisternis. Ingeënt, afknip of nie. Spreuke 12:15. Die weg van 'n dwaas is reg in sy eie oë. O ja, nee kyk, alles wat ek doen is reg, alles wat ek doen is heilig. Maar die wyse luister na raad. Ek kom na jou toe met skrif, daal jy my uit. Ek kom na jou, ek stem nie saam met wat jy doen nie. As ek vir jou daar staan geskrywe, dan sê vir my, Johan, ek voel anderste. Ek voel jy doen dit nie reg nie. My Bybel, omdat ek gaan nie ten gronde gaan weens 'n gebrek aan kennis nie. My skrif sê vir my, bewaar jou hart bo alles. Run the race by faith, not by emotions. Julle moet standvastig word in geloof, nie met emosies nie. Jou hart bedrieg jou bo alles. Sê jou Bybel. So mense staan op die skrif, geanker in die skrif, gefilter, empowered by die Holy Spirit. Mag jy kragtadig deur die Heilige Gees die woord lees. Hy wat wys van hart is, neem die gebooie aan, maar hy wat dwaas van lippe is, kom tot 'n val. Sit 'n wag voor jou mond en moenie gaan doodspreek waar jy nie moet doodspreek nie. Ek vermaan julle, broeders, as hy sê broeders, praat hy van medegelowiges. Hou hulle in die oog wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het, skrif.
en vermy hulle, want sulke mense dien nie ons Here Jesus nie. Daar's 'n gedeelte in die Bybel wat die Here sê, 6 dinge haat ek, dan gaan jy deur daai 6 punte, en dan sê hy, 'n 7de ding is vir my 'n gruwel. Met ander woorde, die Here sê uit al. Daai 7de ding is tweedrag. Jy wat doelbewus 'n kerk wil opsplit, jy wat doelbewus 'n huisel wil opsplit, jy wat voor die ry staan met Satan se krag in jou om divisie te veroorsaak. Satan weet, as hy Jesus se koninkryk kan verdeel, 'n koninkryk wat verdeeld is, kan nie bly staan nie. So as Satan jou kan kry om dwaas te word, om verdeeldheid in te bring, is jy 'n gehoorsame dienspligtige aan Satan. Die Here gaan jou uithaal. Dis vol 'n gruwel. Moenie tweedrag saai nie. Wanneer jy verskil met iemand in die huisel, in jou kerk, in jou familie, waar ook al jy in die wêreld is, as jy verskil, my vriend, gaan terug na die skrif toe, praat met mekaar in liefde, en gaan geanker wees daarop, en bewaar jou hart bo alles, en aanstoot veroorsaak, and many shall take offense. Ons het tot 'n ding wat die Here sê, in die laaste dae gaan baie mense aanstoot neem. Jesus het ons gewaarsku. Hoeveel mense sê vandag vir jou, oh, you offend me. Ek sien so ja, vermy hulle, want sulke mense dien nie die Here Jesus nie. As iemand vir jou sê, jou hartemosies is sterker as die skrif, lekker vir jou. Jesus se waarskuwingswoorde aan sy bruid vir die laaste dae. Matteus 4, daar's baie ander skrifte weer eens, maar vanweer die tyd, soos jy kan sien, gaan ek net hierdie paar van Matteus 24 vir julle uithaal, waar Jesus vir jou sê, oppas, moet nie, in hierdie laaste dae wat kom, voor ek julle kom haal, moenie dwaas word nie, moenie afvallig raak nie. So een van die groot punte, oppas, dat niemand julle mislei nie. Oppas, dat niemand vir jou sê, jy moet dit doen nie. Oppas, dat iemand nie vir jou sê, jy hoef nie meer geregtig te lewe nie. Oppas, dat jy nie meer hoef te bely met jou mond nie. Oppas, dat jy nie meer die sout van die aarde hoef te wees nie. Oppas, dat liefde, God se liefde, neem almal aan. Wat se Bybel lees jy? My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Oppas, dat jy nie mislei word nie. Lees jou skrif, die woord van God. Het die Heilige Gees in jou, dat jy nie mislei word. Amen. Die een nasie sal teen die ander opstaan. Daai nasie in die Grieks, ethnos against ethnos. Dis etniese groepe teen etniese groepe. Satan is in beheer, my vriend, as jy rassisties is. Wat is rasisme? Die kort weergawe, as jy jou geloof, Jesus Christus se geloof, verhinder, omdat 'n ander man, wit, swart, pink of blou is. So hoor mooi, nie of jy hom wil trou of nie, dit is niks met ding uit te waai. Om die blye evangelie te verkondig aan alle volke, tale, stamme, nasies. Dit gaan oor 'n evangelie barrier. As jou taal of jou kleur of jou nasie 'n geloofsbarrier in het, is jy deel van verdeeldheid, jy luister na Satan en jy's deel van die dwaase maagde crowd. Oppas vir die taalding. Daar's ouens wat ek weet, soos in Afrikaans, hulle is nie bereid om Engelse teachings te luister nie, maar hulle kyk Engelse flieks, een na die ander, hulle luister Engelse liedjies, een na die ander, maar daar is so godsdiensttrots in hulle, die slegte godsdiensttrots, my kerk, nie in Engels praat nie. As jy Afrikaanse kerk het, briljant, ek teach self Afrikaans, maar so teach ek ook Engels. En mense, so aan die ander kant ook. So is daar Engelse mense, wat so voel teenoor Afrikaners. So is daar Duitse mense, wat so voel oor Franse, fill in the blank. Moenie in hy strik trap nie, jy is gewaarsku, jy gaan nooit voor Jesus kan sê, ek het dit nie geweet nie. Dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. Kyk mooi die woord wat Jesus skryf. Nou die hele skrif is deur God ingegee. God breathed.
Baie sal tot struikel gebring word. 'n Struikelende bruid gaan dit nie maak nie. Moenie tot struikel gebring word nie. Weet die een wat jou laat struikel ook. As jy struikel, staan op. As jy mislei was, staan op. Bely met jou mond, berou in jou hart, dat God jou kan skoon was met die bloed van die lam. Dis hoekom hy gesterf het. Mekaar verraai en mekaar haat. Dis hartseer. Dis al wat ek kan sê. Dis hartseer. As ek so hartseer voel, kan ek net dink wat Jesus self voel. Baie vals profete sal opstaan en baie mislei. Baie mislei. Met wat? Vals profete. Ek is pertinent teen, hoor mooi, teen die NAR, New Apostolic Reformation. Hulle doen soveel goed teen die woord. Een van die goeters wat 'n gruwel vir my is grave soaking. Wat se gaan lê op 'n graf om iemand se gees te ontvang? Wie wat? Ek sterf in die eie ek, wanneer ek luister na Jesus in Johannes 3. Dan sterf ek in die eie ek. Ek word weergebore om die gees van die lewende God in my te kry, om die uitstorting van die Heilige Gees te kry van Handelinge 2. Die sewevoudige gees in my, dis die volbringing van die gees. Wat wil ek met Elia se gees doen? Elia was oulik, baie oulik, vir sy tyd. Ek is hier en nou. Ek soek nie 'n mens se gees in my nie, ek soek die Heilige Gees in my. En as ek sterf, leef Jesus in my. So moenie val vir daai grave soaking en daai een moet dit en vervloek is jy wat op die mens vertrou. Hulle doen baie ander goeders ook, so wees versigtig vir die kundalini, die vals Heilige Gees. God waarsku ons, dis nie eers hier op nie, daar's net te veel tekens. Moenie agter signs and wonders aan hardloop nie. Wat doen die dwaase maagde? Hulle gaan weg en hardloop agter signs and wonders aan. Terwyl Jesus sê, moenie dit doen nie. Jy moet die signs and wonder doen in lyn met die woord, soos per woord. Maar moenie agter hulle aan hardloop nie. Jy gaan mislei word. OK, vals profete. Jy moet nie 'n apostel of 'n profeet wees om dit te maak nie. Gaan lees jou hele woord, man. Nie net 'n kwart persent met 'n skrif wat jy verdraai en 'n teaching wat jy uit lyn uitdruk nie. Jy het my website onder my, as jy kan. Ek raak sommer excited oor vals profete en dinge. OK, vers 12. Omdat die ongeregtigheid vermeerder, sal die liefde van die meeste verkoel. Kyk weer mooi, die ongeregtigheid. Ek en jy is geroep om geregtig te wees. Streef na heiligmaking. Soek die geregtigheid. Die ongeregtigheid het vermenigvuldig. Daarom het die liefde van die menigte verkoel. Nou mense, ek is onder die opinie, oortuig self, dat Satan het in die laaste jare oor die kerk genade vertrap. En sadly het die Christene, dwaase maagde, dit gevat. Ek noem dit greasy grace. Jesus het sy lewe gegee aan die kruis om my uit die hel uit te ruk. Nou gebruik ouens daai genade, die bloed, om 'n license to sin, om te maak wat hulle wil. As gevolg van genade het ek dit en dit en dit. Nee, genade het jou uit die hel uit geruk. Lewe nou uit dankbaarheid, trek sy garments of prys aan, lewe uit geregtigheid, haat die wêreld, haat die sonde, breek die werke van die vlees, breek die vrugte van die vlees, en doen dit met Jesus se krag, mag en sy autoriteit. Omdat daar so 'n huge attack was op genade, volgens my, hier van corona se tyd af, COVID se stories, het die wokeheid, hierdie alfabet oorlog, alfabet army, LGBTQ16 12 plus wet, het hulle opgestaan, en die woord liefde het skielik vinnig pervers geword. Jy moet, as 'n Jesus kind, moet jy almal net lief hê en almal aanvaar. Regtig, as jy nog nie 'n kind is van die Here nie, sal ek agape liefde op jou toepas, en God sê ek het jou onvoorwaardelik lief. So my vriend daar buite wat nog nie Jesus ken nie, Johannes 3:16. So hy hoef niks af te lê nie, hy hoef nie sy sonde af te lê nie, hy hoef nie sy geigheid te stop nie, hy hoef nie op te hou om hondjies dood te skop nie. Neem Jesus aan
en kom uit die wêreld uit. So ek hoef niks te doen nie. Ek hoef nee, neem Jesus aan as jou persoonlike verlosser en zaligmaker. Dis agape love. Dit is onvoorwaardelike liefde buite die liggaam van Christus. Maar nou laat hy ou instap by die tabernakel, instap by die liggaam van Christus wat die weg is. Weg, die waarheid in die lewe. As hy instap, wat is die eerste ding wat jy kry by die tabernakel? Die brandofferaltaar. Nou begin daar dinge vir hierdie ou kom. Want die Heilige Gees gaan nou vir hom sê, hoor jy my maat, dis nou nie meer reg om dit en dit en dit te doen nie. So binne in die liggaam van Christus is daar voorwaardes, is daar dinge wat God sê, moenie dit doen nie. Daar's goed wat ek jou gaan uitbraak. Daar's goed wat jy gaan doen, wat ek jou weer uit die tabernakel gaan uitjaag. Daai is nie onvoorwaardelike liefde nie. Daai is voorwaardelike liefde. Maar oké, daar's 'n huge attack nou op God se liefde. Moenie val in die liefde wat afkoel nie. Maak seker jy staan in God se ware liefde, in God se vurige liefde, nie in sy verkoelende liefde nie. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Onthou weer hierdie, oppas dat niemand jou mislei nie. Lukas 18:8. As die seun van die mens kom, sal hy geloof op hierdie aarde vind? Dit klink nie vir my na revival nie, hoor. Kyk wat sê die King James Version in Engels. Shall he find faith on the earth? Jesus sê, mense, die laaste dag gaan so siek en korrup wees. Gaan lees die Laodicea kerk weer eens. Dis nag, dis die kerk wat Jesus uit sy mond uitbraak. Hy sê, gaan daar enige geloof op die aarde wees wanneer ek my wyse maagde kom haal? En wat sê hierdie klomp narre? Daar gaan 'n revival kom. Daar gaan, hulle moet nou eers die 7 mountains terugklim. Man, daar's geen 7 mountains wat jy gaan terugklim nie. Dit gaan in die 7 jaar verdrukking wees, ja. Jy moet nou die Here aanneem. Jy moet nou godsvrugtig lewe. En daar's hel op aarde vir my en jou. Want ek en jy is skape tussen die wolwe. God sê, jy gaan vervolg word. Mense gaan jou haat. Mense gaan jou sleg sê. Hulle gaan jou vermoor. Hulle gaan al die dinge doen ter wille van my naam. Maar hou vas. Jy wat volhard tot die einde toe. Jy sal gered word. Ek gaan jou kom haal, my bruid. En dan gaan all hell losbreek op hierdie aarde. 1 Johannes 2 vers 15. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Lees dit in jou Bybel. As jy die wêreld wil lief hê, is die liefde van die Vader nie in jou nie. Maak seker jy weet wat is die wêreld, wat God hiervan praat. Maak seker jy het hom lief. En as jy hom gaan lief hê, as jy gaan streef in heiligmaking, gaan die wêreld outomaties van jou afvallig raak. Jy hoef eers te worry daaroor. Jy gaan outomaties heilig begin lewe. Johannes 5, ons het hom nou al gedoen, daai enetjie. Nou, hier's my kort weergawe van die dwaasheid ook. Die sonde wat jy in die geheim doen, wat niemand anders sien nie, is 'n oop skandaal in die hemelse hof. Jy kan dalk vanaand 2, 3 in die oggend gaan surf jy. Oppas, daar's sulke lang haie met sulke vinne wat daar swem om te soek om te byt, daar waar jy surf, waar niemand jou mag sien surf nie. Daai sonde wat jy doen, wat jy weet jy doen verkeerd, en jy bland dit uit. God is met jou, of sluit jy hom uit. Die Heilige Gees sê vir jou, moenie, maar jy sê vir hom nie nou nie. Satan kom klaar jou aan, en in plaas dat Jesus en Vader kan sê, daai is my goeie en getroue diensknegt, onskuldig, moet albei afkyk en sê, Satan, dis reg, hy het jou gevolg, bitter hartseer. So jy kan in die kerk, in jou huissel, kan jy heilig klink, jy kan heilig praat, maar in die binnekamer is daar 'n skandaal in die hemel. Oppas, moenie met God speel nie, want daai is die man wat die vrees van die Here verloor het. So trap die dwaase maagde natuurlik op die bloed van die lam daarbo. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Dwaase maagde, geen olie nie. Maar die verstandiges
die wyse maagde, het olie in hulle kanne saamgeneem. Hulle was reg, hulle was gereed. Hulle het olie gehad, gevul met die Heilige Gees. Hulle het lig gehad, lig van die wêreld. Amen. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Hier sê ek weer, God sê ek kom af met die geroep. En almal het uitgegaan om hom tegemoet gaan op die wolke. Want die Here self, Jesus kom haal sy bruid. Die Here self sal van die hemel af neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die besuin van God. Hoekom sê ek hierdie en? Daai en wys net vir my en vir jou, kyk, daar's 3 verskillende klanke wat Jesus gaan gee as hy kom met die wegraping. Amazing. Mag daai binnekort gebeur? Ja. Nadat daai 3 klanke gebeur het, toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Ons het nie meer die Heilige Gees nie, ons het nie meer die vlammetjie nie, dis duister hier by ons. En hulle was nie gereed om in te gaan nie. Ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Ouch. Jy's so besig met die dinge van die kerk, dat jy die Here van die kerk heeltemal mis. Jy's so besig om dinge van die Here te doen, om die dominee of die pastoor se guns te kry, dat jy het nooit die guns van die Here gesoek nie, so jou werke was nie volkome bevind voor die Here nie. Of jy het sommer net geen werke gedoen nie. So hy sê, jou werke is nie volkome gevind nie, jy het niks gedoen nie. Gaan weg, jou slegte en leie diensdag, ek ken jou nie. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word. Nie once saved, always saved nie. Voor hom bevind mag word. Weereens, wegraping, pre-trib, teaching of eminency, jy moet elke dag gereed wees, want jy weet nie wanneer die Skepper kom nie. Jy moet elke dag jou bruidskleed skoon was, vlekkeloos, onberispelik, bevind mag word om voor hom, saam met hom op te gaan. Was jou bruidskleed skoon met die bloed van die lam. 3 demoniese vlekke op jou bruidskleed wat jou soms sal hel toe vat, never my dwaas maak. Onvergewingsgesindheid, bitterheid en haat sal jou hel toe vat, my vriend. Dan die 3 eystertjies daarna, fear, anxiety, stress. Want God sê, ek het nie vir jou 'n gees van vrees gegee nie. Vrees is die teenoorgestelde van geloof. Openbaring 2:5, bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Jesus talm om te kom, want hy skree die hele tyd uit, bekeer, bekeer. Hy sit mense soos ek nou met hierdie video op jou oor en sê, bekeer jou. Ek talm om te kom. As jy jou nie gaan bekeer nie, gaan ek jou kandelaar, die Heilige Gees, van jou onttrek. Moenie daar gaan nie. Bekeer jou dat Jesus nie sy kandelaar van jou gaan wegvat nie, dat jy wel gevul is met die Heilige Gees en dat jy met 'n lamp, met so 'n lang vlam kan uitgaan. Kom ons kyk, lampe sonder olie. Sê. Lukas 7:46, met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Wat doen jy vandag? Wanneer laas het jy jou hoof gesalf? Wanneer laas het jy iemand anders te gesalf met olie? Salf jou hoof met olie. Jesus trap 'n ou hier so uit. U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het God u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle.
As jy die Heilige Gees in jou het jy oil of joy, garments of praise. Jy kan nie genoeg dankie sê vir die Here vir alles wat hy vir jou doen nie, vir jou gesondheid, fill in the blank. Garments of praise, vreugdeolie. As jy dit nie het jy 'n probleem in jou lewe. As jy die heeltyd miserable is, verdruk is, lewe op depressiepille, mense kom daar uit. Jesus came to set the captives free. Jy kan van jou depressiepille afkom. Ek weet van hordes getuies, maar dit vat werk, want jy gaan voor 'n beraader of 'n bevryder moet gaan sit. Jy gaan bely jou sondes. Eerst in jou binnekamer, gaan lees Jakobus 5, bely teenoor mekaar julle misdade, en dan gaan jy jou depressiepilletjie vervang met die gospelletjie. So elke oggend, middag en aand wanneer jy die depressiepilletjie moes drink, gaan jy omdraai en sê, prys die Here, ek is in oorwinning, ek het vrees verstaan, want fear causes depression, sê jou Bybel vir jou. Isaiah 61:3, the oil, ek sê hierdie in Engels, want die Afrikaans sê dit glad nie. The oil of joy for mourning, the garments of praise for the spirit of heaviness. So hoe breek jy die spirit of heaviness? The garments of praise. Probeer dit bietjie, worship, amen. That they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. Sien julle wat hier aangaan? That they, die klomp wat oil for joy het, wat garments of praise het, wat heaviness and mourning destroy, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, want hy is iemand geproen het, of hy het afgesny, the planting of the Lord, that he may be glorified. Want dit is wat gaan gebeur, as ons in die hemel is, met die wegraping, gaan ons die Vader glorify deur Jesus Christus. Jakobus 5:14, ja, daar is een, as iemand siek is onder jou, laat die ouderling inkom, nadat hy jou salf op die hoof, met olie, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. Bietjie sarkasme hierso. Jy kan nie die Heilige Gees koop nie. Maar die ouens is mos deel van die prosperity preachers, teachers, kerke, whatever. Hulle hardloop na hulle apostel toe, na hulle prophet toe, om gou vir hulle te gaan lewe spreek, terwyl die wat gereed was, wat nie afvallig geraak het nie, wat nie agter signs and wonders aangehardloop het nie, wat sy liefde nie verkoel het nie, wat whatever alles, het ingekom, want hulle het met die rein en suiwer olie hulle lampe vol gehad. Daarso staan hulle buite en hulle vra nog daar vir die narre, kan ek nog olie kry? Ek soek nog 'n bietjie van die vals Heilige Gees. Daai wat as jy met die hande op lê, dan lê ek op die vloer, ek ruk en pluk en ek lyk soos iemand wat epilepsie kry. Ons jag sulke duiwels uit, hoor. Wees bitter versigtig vir hierdie vers. Mag dit vir jou highlight wees, sou jy 'n dwaase maagd wees. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy nog naby is. Terwyl skree uit, daar's 'n tydfaktor. Moenie met sy genade speel nie. Terwyl hy nog naby is en terwyl hy nog te vinde is. Dan gaan 'n dag wees wanneer jy hom nie gaan vind nie. Handelinge 8:21. Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart, onthou, bewaar jou hart bo alles, want jou hart is nie reg voor God nie. God sê, ek kom af en ek deursoek harte en niere. Jou hart is nie reg voor God gevind nie. Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou en bid God of hierdie gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word. Forgiveness. Mag die Here jou vergewe. Ja, hy sal, wanneer jy bekeer. Hy tel hom om te kom. Nie dat jy hom met mok en skof nie. Hy tel hom om te kom, dat jy tot jou senses kan kom, dat jy na die Heilige Gees kan luister, dat jy na jou broer en suster kan luister, wat jou vermaan bestraf weer lê, en dat jy jou hart kan regkry. Bewaar jou hart bo alles. By faith, not emotions. Die dwaase maagd sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks
gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is, dwaase maagd, wat elendig, beklaanswaardig, arm, blind en naak is. Hier sê hy vir die dwaase maagd in die Laodicea kerk, hier is in die laaste dae kerk, die kerk waarin ons nou is. God sê hierso, julle klomp prosperity pro-grace ouens, wat skree, julle is die heiliges. Hy sê, julle dink, julle is rich, want as jy nie ryk en geld het nie, is jy mos nou nie geseënd nie. Mense, aan God behoort al die goud, al die silwer. Ek ken ryk mense, wat beautiful kinders van die Here is, wat hulle saad saai, hulle finansiële saad, wat die Here vir hulle gee, en hulle deel dit in die koninkryk in. Dan ken ek mense, wat sê hulle is Christene, wat stinkryk is, en hulle sal vir jou dalk 'n broodjie koop, as jy hulle hart smeek. Wees versigtig vir daai klomp. Maar, hier sê Jesus vir hulle, julle gaan rykdom hê, want in die laaste dae, jy gaan of my aanbid, of Mammon, jy gaan nie al twee aanbid nie. So, jy's die een wat ryk geword het, kyk, ek het ryk geword. God sê, in my koninkryk, jy's brandarm, jy's naak, jy's nag, ek braak jou uit my mond uit. Ek raai jou aan, repent, asseblief, ek raai jou aan om van my te koop, goud wat deur vuur gelouter is. Ja, daai deur vuur gelouter is. As jy in 'n kerk is of was, wat gelouter word, wat die oond gedraai word, wat die fiery furnace 7 keer warmer gedraai word, want God wil suiwer goud. Hy wil jou louter so suiwer goud, bruikbaar vir hom. Maar sadly, die dwaase maagd kan nie die hitte weerstaan nie. Dan loop hulle uit die kerk uit en hulle noem jou name, hulle gaan vir jou allerlei goeie sê, want hulle kan nie binne in die vuur staan nie. Vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word en wit klere dra. En daai vuur wat jy gelouter word, was jou bruidskleed skoon. Jou vlekke wat jy gehad het, word deur die vuur gelouter, word skoon gebrand. Dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. Prys die Here. Gaan lees die hele ding van Genesis, toe Vader hulle naaktheid toegemaak het. En salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien, my kind. Jy sien, maar jy sien nie. Ek hoor, maar ek hoor nie. En die een blinde leier, lei die ander blinde leier, en al twee val in die gesloot. Repent, koop van die Here sy goud, sodat jy sy wit klere kan aantrek, sodat jy ook in hierdie laaste dae uit die hoer van Babylon uitkom, uit hierdie godsdienstige, demoniese kerkstelsel. As ek sê kerk, praat ek van alle kerke nie, jy sal weet wat sy kerk het is, as jy geesvervuld is, kom uit daar uit, sodat jy rein en suiwer bevind mag word, om bruid van Christus te wees. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, die wat olie gehad het, die wat waardig geag was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Vader het die deur gesluit van Noag se ark. Vader het die moeilikheid gemaak in daarvan Lot. Vader gaan hierdie deur toemaak met die wegraping. Ja, hierdie versie ken julle nou, waardig geag bevind mag word, om alles wat kom te ontvlug. My kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê, wanneer hy verskyn, en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. Imagine dit. Jy glo aan Jesus, jy neem en claim hom, jy bly en grab hom, en as Jesus kom, sê hy gaan weg, ek ken jou nie, jy draai om, en jy gaan beskaamd van hom al weg. Bly in hom, soos hy in jou. You abide in me and I abide in you. Dan sal jy baie vrug dra. Jy volbring Johannes 15 onder andere.
Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord hulle, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie, gaan weg van my af. Die wyse maagde is in, die dwaase maagde is uitgesluit. Die deur is toe. Jy kan hy deur ruk en pluk so jy wil, want dit is 'n geestelike deur, jy gaan niks maak nie. Jou verganklike liggaam het 'n oomblik verander na onverganklik en jy's weg. En jy kan net sê, Here, hy sê, gaan weg, daar's verby. Mense, die Vader gaan hierdie deur, hierdie kol maak. Moenie dit mis nie. En daai woordjie voorwaar, onder andere in Johannes 3, waar Jesus sê, voorwaar, ek sê vir jou, jy moet weergebore word. Totdat hy nog nie gekom het nie, word hy voorwaar 'n uitroep dat jy jou kan bekeer en 'n geesmens word. Hierso, na die wegraping, word die voorwaar 'n gaan weg. Nou is daai voorwaar wat jy verwerp het, gaan die voorwaar jou verwerp. Onthou, jy wat die kennis verwerp, ek gaan jou verwerp. Want jy het dit begin. Jy het gekies om Jesus te verwerp. Dalk het jy nie Jesus verwerp nie, maar jy verwerp sy gebooie. Jy verwerp sy opdragte wat hy vir jou gee. Maar as iemand God lief het, die word deur hom geken. Geken? Nie geken nie. As jy God lief het, wanneer het jy God lief? As jy my lief het, sal jy my gebooie onderhou. Jy gaan mekaar lief hê en die lys gaan aan. Spreuke 26:11. Soos 'n hond wat na sy eie uitbraaksel teruggaan, is 'n dwaas wat sy sotheid weer ophaal. Mense, oor die jare het ek gesien hoe jy mense uit 'n sekere kerkdenominasie gaan uithaal, wat soos die NIR wat nag is, en jy wys sekere punte uit, en die Heilige Gees oortuig die persoon, en hulle kom uit daai stelsel uit, prys die Here. Maar later gaan hulle weer terug, want om uit die wêreldse kerk uit te kom, en jy wil op die narrow way wees, jy wil op die weg die waarheid en lewe beweeg, jy wil die sout van die aarde wees, jy wil die lig in die duister wees, sê Jesus, die wolwe gaan jou verskeer, die mense gaan vir jou vasstrap, jy gaan vervolg word, jy gaan bestraf word, jy gaan te sleg gesê word, hulle gaan jou besigheid toemaak, whatever. En jy kan daai hammering nie vat nie, daai warm vuur wat gedraai word in die laaste dae kerke, die vervolging van die kerke, loop jy eerder uit en jy gaan sluit weer aan by die ander crowd, die dwaase maagde. En soos 'n hond wat teruggaan na sy eie braaksel toe, die Heilige Gees het jou 1 jaar, 5 jaar, 10 jaar terug daar uitgehaal, wat soek jy terug daarso? Ek was 'n alkoholist, hoekom val jy weer terug? Hoekom gaan jy terug na jou eie braaksel toe? 'n Dwaas wat sy sotheid weer ophaal. Jy gaan weer terug na jou stupidity wat jy was. Moenie dit doen nie. As die Heilige Gees jou oortuig het van iets wat verkeerd is, moenie teruggaan en die skrif volbring in jou lewe wat negatief is nie. Garments of praise, staan sterk. Later kom toe die ander maagde, ek het dit gelees, soos die dae van Noag. Daar is hy Noag en hy preek dik stukke vir die dwaase maag. Ek sê maar net dwaase maagde daar. En hy man, hulle dink, jy toppie, jy's mal man. Wat se ding bou jy hier? Wat noem jy dit, 'n skip? Wat doen? Onthou in Noag se dae was daar nog nooit gereën nie. Gaan lees jou skrif. Geen reën in Noag se tyd nie. Noag sê, dit gaan reën, hier gaan water uit die hemel uitval. Hulle kyk hom aan of hy mal is. Hy sê, dan gaan hierdie ding is 'n boot, hy gaan dryf. Hy sê, chom, jy's gepik in die bol, 'n toppie. En op 'n dag, toe die Here nie meer getal om met hom te kom nie, en hy kom toe vir sy bruid. Noah was the only just man in his generation. Noag was rein en suiwer bevind. Hy was reg. En Vader het vir hom gesê, klim in die ark in, ek gaan die deur toemaak. En toe Vader hy deur toemaak, toe kom die 7 jaar wraak. Ek bedoel die vloed op die aarde. En die ark gaan op en die vloed is onder. En dieselfde mense wat ryk gelewe het, wat gespot en gegrap en gelag het, en gesê, man, ons ken ook die Here, man, ek sien so mal soos jy nie. Daar swem die mense in die waterkies. En die water is die wraak van God.
En hulle skree, maak oop, maak oop. God het die deur toegemaak. Noag, of Lot, of ek, of jy, gaan nie die deur oopmaak. Mag jy nie hier wees nie, mag jy binne in die ark wees. Mag jy deel wees van die wegraping as 'n wyse maagd met excitement om te sê, prys die Here, ons is op pad. Laat niemand 'n oreerder wees nie, of 'n onheilige soos Esau, wat vir een spysgereg sy eersgebore reg verkoop het. Ouch. Hoe lus is jy vir kos? Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seun wou beerwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. Sien jy hierdie deurmekaar spul? Hierdie man begeer het vurig met trane, hulle huil, maar ek gaan nie berou, ek gaan nie repent nie. Nee, ek gaan nie dit nie. Johan, ek sukkel met dit. Nee, ek verwag seker nie ek moet dit doen nie. Verwerp is, omdat jy die kennis verwerp het, gaan ek jou verwerp. En vele ander plekke. Repent, mense. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Mag jy ook nigter en waaksaam wees, om alles wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan en saam met hom op te gaan die ewige lewe in. Die laaste vraagie wat almal my vra, wat's die verskil tussen die rower aan die kruis wat vir Jesus op 99.9% in sy lewe gesê het, Jesus dink aan my, en hy saam met Jesus in die paradys. Wat's die verskil tussen hom en Paulus? Ek gee my net 'n voorbeeld, Paulus, wat 2/3 van die Bybel geskryf het, wat deur al die verdrukkinge gegaan het, wat soos al die disippels sleg dood gegaan het. Wil jy vir my sê hierdie twee is dieselfde neem op, prys die Here nie? Wat is die groot verskil? Geen krone en lone nie. Paulus en ander wat 'n diensknegt was, gaan krone en lone kry. Hierdie ou was nooit gedoop nie. Hy was wel gered. Whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Op 99. Jy's gered, maar jy's nie bruid nie. Hoor mooi, as jy gered word en wedergebore word, jy moet weergebore word, Johannes 3, sê Jesus, dan kwalifiseer jy om my bruid te wees. Krone en lone, daai man het geen krone en lone nie, so hy gaan nie deel wees van die wegraping nie, want hy gaan geen krone en lone kry nie. Hy is die bruid van Christus nie. Hierdie ouetjie gaan bruid van Christus wees, onverganklike liggaam, en altyd vir altyd by Jesus wees. Die bruid van Christus gaan by die wittroon oordeel deel van die oordeel wees. Jy gaan saam Jesus, in Jesus, met Jesus wees en nie geoordeel word nie. Daai ouetjie gaan nog voor die oordeelsdag staan en hy gaan vir alles geoordeel word en daar gaan aan hom gesê word, hoekom hy nie krone en lone het nie. Hoekom hy nie die bruid van Christus is nie. Maar nog steeds deur daai 99.9 genade kan jy wel ingaan in die paradys van die Here in. Dis die huge verskil tussen die twee. So 'n dwaase maagd is nie 'n wyse maagd nie. Ek gaan nie deur al hierdie goedjies gaan nie. Dis die laaste slide. Hier is net 'n paar kenmerke van die bruid van Christus, die wyse maagd. Jy kan daar deurgaan, noem dit wat jy wil, tikkie box, whatever die ding. 'n paar punte, daar's meer of jy kan dit minder maak. Ek sê nie dis die ultimate nie. Maar dis wat die Here op my hart gelê het. En as jy bid en jy gaan en jy vra Heilige Gees, leef in my, oortuig my wat hier aan die gang is. En jy lees daai, gered en weergebore. As jy kom by weergebore en jou hart maak so, mense, doen wat die Here sê, wees gehoorsaam en word weergebore. As jy dit nie doen nie, dwaase maagd, jy kies om te rebelleer. Ek gee 'n voorbeeld, gehoorsaam aan hom. As hy vir jou sê spring, vra jy nie hoekom, jy sê yes Lord, I will serve you and honor you. Bid vir die vrede van Jerusalem. Weet julle hoe hartseer is dit om te sien hoeveel kerke daar buite niks
praat van Jerusalem nou nie, want hulle is so bang om iemand in hulle crowd te offend, want dan op die laaste dae, baie mense sal aanstoot neem, want dwaase maagde is pro-Palestine, wyse maagde is pro-Israel. Ek is nie teen alle Palestines nie. Die mense in Palestina, of waar ook al in die wêreld, dis creations van Jesus. Jesus het hulle lief. Maar pro-Palestine, wat tans die vyand van Israel is, daarmee het ek 'n probleem. Want my God, jou Bybel sê vir jou, ek seën diegene wat Israel seën. Ek vervloek die wat Israel vervloek. En die lys gaan aan. Hy gee vir jou 'n opdrag, bid vir die vrede van Israel. Ek en jy, as jy 'n bruid van Christus is jy die geestelike Israel, spiritual Israel. Ek en jy moet in die gees veg teen hierdie aanslag van op die vyeboom, op die olyfboom, God se verbondsvolk en sy land. So mense, staan op vir geregtigheid. As jy in jou kerk of in jou huissel nie bereid is om nou en dan vir Israel te bid nie bereid is om op te staan vir hierdie goed nie, sê ek vir jou, jy is dwaas of jy skaam jou vir die Here. In Hitler se tyd, Chuck Missler het mooi gesê, hy sê, dis nie net Hitler wat die Jode uitgemoor het en teen God se verbondsvolk gegaan het nie. It was the silence of the pulpits. Pastore in kerke wat nie bereid is om op te staan en te sê, pro-Israel nie. Ek spreek dood oor die vyande van Israel. Mag elke wapen wat teen Israel gevorm word, self-destruct. Daai tipe ding. Ek bid vir die vrede van Israel. Mense, ek bid dat die Heilige Gees die waarheid in jou sal oopbreek. Ek bid dat jy sal hoor vandag wat ek vir jou gesê het, en mag sy goedheid en guns jou volg. En ek hoop en bid dat ek en jy mekaar binnekort op die wolke sal sien as die bruid van Christus om op te gaan, want jou gees roep uit, Maranatha, kom, Here Jesus kom. Ek groet jou met al my Jesus liefde hier van Teshua familie in Tauranga. Amen.